Johannes gee vir ons hier aan die begin van sy evangelie alreeds 4 van Jesus se profetiese titels. Behalwe dat Johannes die Doper hom die Messias en die Seun van God noem en hom identifiseer as die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, hoor ons die volgende belangrike titel. Jesus Christus is die een wat met die Heilige Gees doop. In vers 33 lees ons Johannes die Doper het gesê: "Ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: Hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop." Jesus Christus is inderdaad die een wat God se kinders met die Heilige Gees vervul. Ek glo nie God het ooit bedoel dat sy kinders soveel debat moet voer oor hoe presies hulle hierdie werk van Jesus moet interpreteer nie. Die eenvoudige waarheid is, Jesus Christus, die Seun van God en die tweede persoon van die drie-eenheid, het na sy hemelvaart sy belofte nagekom en aan elke kind van God die Heilige Gees gegee, die derde persoon van die drie-eenheid, om in al God se kinders sonder uitsondering te kom woning maak, blyplek, woonplek, werkplek. In Romeine 5 vers 5 skryf Paulus: God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Let wel, hy skryf nie die Gees wat God aan sommige van ons gegee het nie. Die gestry oor hoe die Gees nou eintlik werk, ek dink dit bedroef hom. Paulus som ons redding kort en kragtig so op aan sy vriend en medewerker Titus in sy brief aan hom daar in hoofstuk 3 vers 4 tot 7. Hy skryf: "Maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die weergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop." Dit is die eintlike fokus, dat God die Heilige Gees ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Dankie Here dat U dit vir elkeen van ons gedoen het, by ons wedergeboorte, deur U genade. Dankie o Heilige Gees dat U in ons kom woonplek maak het en kom werkplek maak het. Dankie dat U deur ons werk, dat U vrug in ons aan die werk is, nie deur ons pogings nie, maar deur U genade. Help elkeen van ons om ons volle samewerking te gee, om U toe te laat, om U werk in en deur ons te doen. Alles enkel en alleen tot eer van God. Ons loof en prys U vir U wonderlike genade. Amen.